welkom terug. Daar is nog baie om na uit te sien in vandag se episode. Ons gesels onder meer later met die Springbok-legende Krynou Otto en die musiekant Sheppel gaan sorg vir musiek met sy viool. Maar ons gaan vereers voort met ons oggendpraatjies. Ek weet nie of jy onthou, laasweek is die Nepalse minister van Finansies, Bishnu Prasad Paudel, byna kaal uit sy klere gestroop en deur die woedende betogers deur 'n rivier gejaag te midde van betogings oor korrupsie en stygende pryse en werkloosheid in die land. Ja, so dis nou die storie waar dis nou nie die storie waarop ek wil fokus nie. Dis net bloot om 'n punt te illustreer dat korrupsie wêreldwyd 'n probleem is en ons in Suid-Afrika ken dit goed, ongelukkig, maar Albanië het 'n moontlike oplossing gevind. Op Vrydag die 12de September het die eerste minister van Albanië, Edi Rama, 'n virtuele minister in sy kabinet aangestel om korrupsie te beveg en deursigtigheid te bevorder. Die nuwe digitale minister is bekend as Djala, wat son beteken in Albanees, en bestaan net in virtuele vorm. Sy is vroeër vanjaar saam met Microsoft ontwikkel en het reeds op Albanië se e-regeringsplatform miljoene gebruikers gehelp met digitale dokumente en navraag. Rama sê Djala sal verseker dat alle openbare tenders 100% korrupsievry is. Imagine. En dat die regering vinniger en meer deursigtig kan funksioneer. Sy word selfs as 'n simbool gesien van Albanië se strewe om binne die volgende paar jaar by die Europese Unie aan te sluit. Met haar tradisionele Albanese volksdrag as digitale voorkoms is Djala nou die eerste KI-minister wat amptelik deel van 'n regering se kabinet vorm. Is dit nie vir jou 'n eienaardige storie nie? Dis eienaardig en ek dink weer eens 'n bewys dat kunsmatige intelligensie besig is om oor te neem. No one's job is safe. Veral as jy 'n korrupte minister is, daai KI-minister gaan vir jou uitwis. Ek dink ons kan by Albanië leer in daai opsig. Ek dink ons kan miskien so 'n virtuele minister hier ook aanstel. Dit sal baie help. Kyk, Ras, my grootste droom, ek het ook maar 'n droom om 'n minister te kan wees. Ek wil net so graag die minister van ontbyttelevisie wees. En nou wonder ek of jy nie dalk kan uitreik na Albanië toe. Miskien, jy weet, Om 'n virtuele Elsa, ja. of wil jy dit in persoon doen? Nee, ek dink ons moet 'n virtuele weergawe daarvan maak. Hulle kan nog 'n minister aanstel of hulle moet vir ons raad gee om dit hier te kan doen. Miskien kan ek dit hier as Elsa doen. Ek dink as 'n idee, dink ek dit is regtig as a concept, I think it's quite good. Ja. But I think artificial intelligence has got its limits and it's got its restrictions. Yeah. So, I mean, there's obviously, the program was designed in conjunction with Microsoft, and Djala knows exactly what she's doing in terms of just enforcing the law and making sure that policies are followed through on and all of that stuff. But I think, aan die einde van die dag, is hierdie vir my 'n werk wat deur 'n regte mens gedoen moet word. Ek wil by jou aansluit, ja, want nee, gaan eers Maar voorstel. 'n regte mens that's got a very strict moral compass and is Ja. not going to be led astray by corruption and taking shortcuts and all of that kind of thing. So, as ons daai menslikheid binne in die robot of in die kunsmatige intelligensie kan kry, then great. But I think there is a certain degree of humanity that you do need in order to be involved in government of a country. Definitief, en ek dink wanneer dit by 'n rol soos 'n minister kom, jy is tog daadwerklik deel van iets soos oplossings, jy weet, om oplossingsgedrewe te wees, en ek dink dit kom saam met lewenservaring. Plus, daar is 'n verantwoordelikheid om verhoudings te bou. Jy weet, nie net binne die land nie, maar dalk ook met ander lande. En ek dink dit is waar daar moontlik so 'n bietjie gebreke kan wees wanneer dit kom by hierdie konsep. Ja. So dit is weer eens, ek dink dit maak my so 'n bietjie bekommerd na aanleiding van waarheen dinge op pad is. Maar ek meen, dalk is daar dalk dan minder korrupsie oor die algemeen in die wêreld. En dan, as 'n mens kyk na hoe groot ons kabinet is, Ja. dalk is hierdie 'n goeie manier om daai
kostes te bespaar in 'n mate. Ja, my vraag is net, wat is volgende? 'n Kunsmatige intelligensie of virtuele president? Ja. Kan jy dink? Maar as dit nou werk en hulle sien dit kan werk, dan is ons in die moeilikheid, want ek weet nie of jy ooit daai Terminator reeks van Flix gesien het nie. Ja. But the robots are they're rising up. Like kan hulle oorvat, kan die stelsel aan die einde van die dag dalk vir ons heeltemal overrun, and then who's in charge? Then the robots are in charge and we're like these little human slaves. You know? En dan is daar natuurlik iets soos politieke beleid, wetsontwerpe en dis meer wat konstant dalk 'n bietjie aangepas word of verander word. So daai sagte ware van so 'n virtuele minister, dink ek gaan ook gereeld bygewerk moet word. Ja. Om einde ten laaste hulle werk te kan uitvoer. Maar dit is ook die ding van menslike ministers, is hulle by met die wetgewing, weet hulle hoe om die besluite te neem sodat die land op die beste manier kan regeer word. If it's easy enough to just update the software of the artificial intelligence, then maybe that's the direction we need to go in. Wel daar het jy dit, ek en Roseanne gaan ondersoek instel. Bly ingeskakel, want net hierna gaan ons teater toe saam met Ruth the Musical. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en onthou dat al hierdie gesprekke ook later op ons YouTube kanaal beskikbaar sal wees. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.